Goeiedag, ek hoop dit gaan goed. Ek wou net gou-gou vir julle of vir jou hierdie opvolg video maak. Wat ek bitter graag wil doen is net 2 van die chords wat ons maandag gedoen het oorgaan. Maar terwyl ons dit doen, kan ons ook 'n paar nuwe chords bywerk en dit is my uit goed vir oefening. So die eerste ding wat ek wil hê jy moet kan onthou is dat wanneer jy regop sit, onthou elmboog en skouer, elbow and sides do not touch each other. Kyk altyd om hier 'n stukkie oop te los. Onthou, sit regop, bring jou hande vorentoe. So maak jouself so groot soos wat jy kan, amper asof jy 'n vlerke sprei. En as jy sien, as jy jou linkerhand oopmaak, dan sal jou hand ook meer vorentoe. So dink jy altyd jy hou soos 'n groot cricketbal of iets vas. Maar die ding met gitaar is you want round fingers, maar jy wil ook jou vingers rond as moontlik hou. Especially omdat julle vingers nog baie flexible is, kan julle vingers baie vinnig terugbuig en dan kan jy chords nie so mooi druk nie. So daar, die een ding wat ons gesê het ons wil doen is jy begin op jou 6de snaar, dan werk jy van jou 6de snaar af deur na jou duimste snaar toe. So onthou, een van die dinge wat ons gekyk het na is om te begin op byvoorbeeld wysvinger. So onthou altyd, duim is oorkant, middelvinger. So doen byvoorbeeld net alles op die 6de snaar, saam met, so albei hande speel op die 6de snaar. Nou wat linkerhand doen, is jy speel, as ek sê ons doen 6-5, 6-6, 6-7, dis altyd die snaarnommer en dan die blokkie nommer waarna ek verwys. So ons begin met index op 6de snaar 5de fret, so index is op 6-5, pinch hom lekker, hou hierdie hande, vingers wat jy nie gebruik nie oop, dan doen jy index 6-5, dan middelvinger 6-6, ringvinger 6-7 en pinkie as jy kan 6-8. Onthou net, die vingers wat jy nie gebruik nie, hulle gaan natuurlik onder die gitaarnek wil invou, maar probeer om dit nie te doen nie. Onthou soveel as wat jy kan, hou alles oop en groot oop soos wat jy kan en stoot jou hand vorentoe en even die vingers wat jy nie gebruik nie, don't let your fingers curl up. Die vingers wat jy nie gebruik nie, strek hom groot uit, want dit gaan later van tyd belangrik word. So, weer eens, alles net op die 6de snaar, doen ons 5, 6, 7, 8, en duim is heeltyd oorkant my middelvinger. There we go to the 5th string, dan gaan al twee hande af na die 5de snaar toe, en is copy and paste, dan sit op die 5de snaar 5de fret, alles van vooraf, 5, 6, 7, 8, dan skuif jy eventually na die 4de snaar toe, 5, 6, 7, 8, 3de snaar, 2de snaar, en moet nog nie worry oor agteruit speel nie, just do everything from the top down. So alles is blokkies, 6, alles is blokkies, 5, 6, 7, 8, 5de snaar, 5, 6, 7, 8, 4de snaar, 5, 6, 7, 8, 3de snaar, 5, 6, 7, 8, tweede. En die idee met hierdie exercise is om elke noot net vir so 2 sekondes te probeer hou, want dit gaan jou duim forceer om oorkant jou middelvinger te wees, en onthou net, jy speel op die rondste deel van jou vingers. So, jou vingers is nie plat nie, is ook nie super rond nie, jy speel nie onder jou naal nie, maar jy speel op die most rounded part of your fingers. Dit is waar jy speel, op die rondste deel van jou vingers. Ekskuus, ek meng Engels en Afrikaans, ek het Engels en Afrikaanse studente, maar so just keep everything rounded.
Dan is jy reg met jou left hand exercise. Dan onthou net, by ons kyk na die A-koord, en as ek reg kan onthou, die D-koord. Onthou net hierdie reël, dat al ons chords vorm ons van die dunste snare af boontoe. So ons sê altyd, ons vorm ons chords van onderaf boontoe. So ons gaan nooit regtig chords vorm van dikste snaar, dunste snaar toe nie. That's kind of working backwards. So wat ons nog gekyk het, was die A-koord. Onthou hierdie reël. As jy hoor A-koord, dink ringvinger, tweede snaar, tweede fret. So nie eerste snaar nie, so soek tweede snaar, tweede fret, dan doen ons middelvinger, derde snaar, tweede fret, en index, vierde snaar, tweede fret. Pinkie gaan onder die nekvel ingaan, but we try not to do that. So hou jou pinkie daar bo om te hover, en dan hierdie A-koord stram ons van die vyfde snaar af. Nou wat jy sal vind is, jou linkerhand gaan nog bietjie awkward wees met hoe sy posture is. So weens flex net jou duim oorkant jou middelvinger, speel net rond met jou gewrig. Partykeer moet jy net 'n bietjie reg adjust en jou vingers sal wel leer om dit te doen. Onthou, wees net versigtig, elleboog en sy probeer mekaar nie raak nie. Sprei jou vlerke uit en dan kom jou hand meer vorentoe en in jou A-koord is 2-2, 3-2, 4-2. Stram van die vyfde snaar af tot jy 'n perfect sounding chord soos daai kry. Maar weer eens, just adjust your left hand tot jy dit kry. Dan het ons gewerk aan die D-koord, dink ek. D-koord begin middelvinger op 1-2. Dan het ons D-koord is middelvinger op 1-2, ringvinger op 2-3, index op 3-2 en dan pinkie overbo. So snaar 1 fret 2, snaar 2 fret 3, snaar 3 fret 2 en hom stram jy ook van 5 af. Pinkie gaan onder die nekvel gaan, maar hou hom net om te hover en daar's 'n D-koord. Die volgende een wat jy na kan kyk is 'n C-koord. Hy begin index op tweede snaar eerste fret, middelvinger vierde snaar tweede fret, ringvinger vyfde snaar derde fret. So 2-1, 4-2, 5-3, pinkie hover en stram hom ook van vyfde fret af. Al die pad deur. Dis 'n C-koord. En dan dink ek die laaste een vir vandag wat jy kan oefen is die E-koord. Ons gaan hom begin. Index op 3-1, middel op 5-2 en ring op 4-2. Pinkie hover. So dis 'n E-koord. Snaar. So dis 3-1, 5-2, 4-2, pinkie hover. En dit is ons volledige E-koord. So jy behoort teen einde hierdie week te ken A-koord, D-koord, C-koord, E major koord. En dit is al wat jy vir nou sal nodig hê. En elke tweede week of so sal jy nuwe koords byleer. So onthou net, as jy hierdie video kyk, onthou die eerste letter wat ek sê is die snaarnommer. So dikste snaar is 6, dunste snaar is 1 en dan alles is blokkies 1, 2. My eerste sirkel is my derde fret. Tweede sirkel is my vyfde fret. Party gitare se vyfde fret het die eerste sirkel. Maar tel net altyd 1, 2, 3, 4, 5 totdat jy hom aanleer. En onthou net laaste advice, duim is altyd oorkant middelvinger en sit net en jy sal sien, soos wat jy gitaar speel, onthou net, jy is nou nog in graad 3 of so,
So dan net, soos wat jy ouer word, gaan jou vingers bietjie langer word en jy weet jou arm so langer word, so hoe jy die gitaar nou vashou oor 'n paar jaar gaan bietjie anders wees. So kyk net altyd dat hoe jy sit gaan min of meer altyd dieselfde bly soos wat jy ouer word, maar kyk net altyd dat duim en middelvinger oorkant mekaar is, want jy wil leer dat jou vingers altyd in dieselfde position gaan change. En ja, so sit dit en word gewoond met waar jy die gemaklikste voel. En dan net die laaste tip is haal asem in en daar waar jou arm val, dit gaan jou natuurlike posture wees. So onthou, ons het dit Saterdag gedoen, so sit jou arm voor jou, draai jou arm in, haal asem in, soos wat jy uitasem. Waar jou arm val, dit gaan die gemaklikste plek wees om jou gitaar vas te hou. En daai reël is waar vanaf nou tot en met eternity. En wat ek ook net wil noem, laastens is, onthou net, jou linkerhand sal leer om te auto-adjust. So al voel hierdie chords op die oomblik vir jou bietjie weird en jy voel of jy kramp in jou hand kry of jy weet jy voel jy kry 'n kramp in jou voorarms, dis fyn, dit is veronderstel om te gebeur, maar hou net alles gerelaxed. Die enigste stukke in jou hand wat bietjie pressure gaan hê, is net op die tip of your fingers, maar keep everything super relaxed, want because if you're gonna stiffen up, dan gaan jou chord changes baie stadig wees, maar ook as jy tense is hier en jy's tense orals, dan gaan jou vingers nie lekker kan beweeg nie. So keep everything as relaxed. Al doen jy hierdie exercise, be relaxed as possible. As jy chords doen, orals deur, so gerelaxed as wat jy kan wees.